Waar jy is met Infrarooi. So Janine, baie welkom hier so by Infrarooi. Is baie lekker om te weet. Ons sit nou hier so sommer in die parkie vandag. Ek hou van jou kantoor. Ja, ek doen dinge bietjie anders hier so. Ek hou van 'n parkie. En 'n windjie deur ons haar. Lekker. Die sonnetjie wat so helder skyn vandag. Maar anyway, ons is van 'n parkie vandag want jy doen allerlei goedjies vir die kinders. Jy vertel storieetjies, kinderstorieetjies. En ek wil nou eers weet, jy moet ons nou eers vertel presies wat is stuurwielstories? Okay, ek het 3 kinders. 'n tweeling van 7 en 'n seentjie van 10. En as hulle so raas op pad huis toe en hulle jap so met mekaar, gaan enige ma nou so kop nou knik en vir jou sê. Ja. Ja. En ek hou daarvan om stories te lees vir hulle. Nie aan dit, dis wat ons doen, dis ons ding. Maar met volle kleur en geur en alle drama wat nou moontlik is om jou kinders se aandag te kry. Ja. En toe op 'n stadium, ek het die gebed wat ek vir hulle bid, dat hulle net klik wie Jesus is. Jy weet daai manier wat 'n kind sal praat, dit sy stem, dat jy kan hoor hy praat van iemand wat hy ken, daai regte egte koneksie. Kyk, 'n kind kan dit nie feitjies net maar so. So dis iets wat ek bid vir my kinders en yes, ek het al soveel ander mense gehoor wat se kinders daai ding maak. So nou soek ek toe nou stories. Ek soek vir hulle goeters om vir hulle meer blootstelling daaraan te gee, want baie keer die goed waarna hulle blootstelling kry is jou algemene goed wat jy nou maar weet, goeie waardes wat die kindertjies nou maar hoor en so. En ek wil vir hulle die basiese van wie is Jesus en daai. Nou soek ek sulke stories. Ja. En toe vind ek die goed wat daar buite vir kinders is. Praat van God, jy praat nie van Jesus nie. En dit is baie onrealisties. God sal praat, die kind sal praat, God sal praat, die wurmpie sal praat, wat ook al. Dis nie hoe die regte lewe werk nie. En dan as dit onrealisties is, kan ek nie verwag dat my kind ooit 'n regte koneksie met God gaan maak op daai manier nie. En toe dink ek, okay, wel kom ek skryf 'n storie. Kom, dit het net by een begin. Die een ding het net so gevolg op die ander. Ja. 'n Storie van iemand wat tot bekering kom, dat jy daar regte, dat hulle kan klik, dat jy moet bely, jou sondes bely en hoe jy die koneksie maak en hom vra in jou lewe in die regte egte Christendom. Ja. En toe ek en my dogtertjie ons loop so verby 'n akapantus. En 'n akapantus is my blom tussen my en die Here. Okay. En ek weet nie, ek loop so verby en dadelik is net agies. Agies is nou skieurig, hulle wil goetertjies ontdek en so, en hulle bly op die agapantus. So dit is, ek en sy kom net daaroor en ons stem saam, dis die agies. Okay. Sy op die agapantus. En daar's jou karaktertjies. En daar's my karaktertjies. Ja. En met die eerste storie toe kom hulle tot bekering, die een agie en toe die hele dorpie, en so kry jy oorgedra presies hoe dit gebeur. Ja. En toe met die twee, nou moet ek volg me nog nie, ek kan dit nie help nie, dit was net so lekker, en toe neem ek dit op, en ons sit al die byklankies by, en so, dis fun, om vir kindertjies goeders te maak. Ja. En toe kom die tweede storie, want nou weet ek, die mense, die ouers, net so min as die kinders, hulle weet nie wie is Jesus nie. Ons praat van hom elke dag, maar vra vir 'n Waar kind, is hy? wie is Jesus? Wat is sy persoonlikheid? Weet, met wie is dit wat jy praat? Dan klink dit vir my, hulle praat met grys donkerte, as hulle hulle oë toemaak, en ek wou 'n prentjie skilder oor hom. Toe kry ons die agies om hom te ontdek, dat hy vriendelik is, dat hy die oorsprong van hulle vreugde is, dat hy nooit kan jok nie, dat hy sterker as die boelies is, al die goetertjies wat vir 'n kind sou belangrik wees aan Jesus, sodat hy 'n duidelike prentjie het vir wie om te bid. Toe moet hulle leer bid, toe moet hulle uitvind wat se Bybel. O ja. Toe moet hulle uitvind wat geloof. Ek bedoel, die basiese ding van 'n dis regte letterlik die egte basiese. Ja, maar dis regte egte Christendom, nie daai verhewe niks nie. En toe werk ek saam met Wynand van Transforming Kids aan 'n projek laas jaar, Mighty Kids Arise. Ja. En ons moes letterlik honderde kinders opneem. Hoe hoor jy Jesus se stem? Wat is geloof? As jy bid, waarvoor bid jy? Al daai tipe van goed. Ja. En toe pas dit perfek in. Die goetertjies wat ons gemaak het daai tyd vir radio, pas dit perfek in met die stories. Toe hulle tot bekering kom, kindertjies, hoe het jy van Jesus gehoor? Hoe hoor jy God se stem? Maar hoe hoor hulle God se stem? Hoe droom hulle? Wat droom hulle? Sulke tipe van goed. En toe kry ek verniet musiek by Vlam. En dit was dit werk toe so uit dat dit nie kindermusiek is nie. Dis ook nie praise and worship, dit is daar in die middel. Dit sing ek kies meer en meer van Jesus tipe ding, maar dis modern gedoen, so die ouers word nie die hel in as jy die 200ste keer luister na die CD nie, want dit is nie kierie irriterende tipe van musiek glad nie. En toe kom die serie so by mekaar, die storieetjie, die kindertjies, regte kinders luister na kinders, so dit was soos hierdie deurbraak, en toe die musiek, dat die ouers kan saam luister, en toe ek weer sien was daar 6 stories, basies van Christendom, en saam op een ding so, met verniet musiek en alles, en die volgende ding, ek is 'n bidmamma by 'n skool, en
Ons bid vir die kinders en daai kinders is so stikkend. Ek kan jou nie sê hoe Jesus Christus die enigste antwoord vir kinders is nie. Ek weet nie of jy weet nie, laerskool is 'n grootste issue. Die twee grootste issues in laerskole op hierdie oomblik? Ja. Ouers? Nee, is boelie en pornografie. Sjoe. Hulle het selfone, hulle weet nie hoe om nie te kyk na al daai twak wat daar tot hulle beskikking is nie. Ja. So ons maklik bid met die vir hierdie internet. kinders, vir die stikkende families, vir die stikkende alles en die volgende oomblik vat die bidmamas die CD uit my hand uit, gaan dupliseer 1000 en iets vir die skool wat ek in was en hulle is op die vakansie met 80 minute so onverdinde evangelie, maar funky vertel, niemand preek vir jou nie, net stories tipe ding, met regte kindertjies tussenin en hulle is op vakansie daarmee en het teruggekom met niet. Ek weet nie of jy weet dat net omtrent 15% van ouers in skole op hierdie oomblik het enigiets te doen met die kerk nie. Daai kinders word sonder Jesus groot. En toe het Soekie Krog gesê dat die kinders is die spiespunt van die herlewing in ons land. Hulle gaan dit nie lei nie, maar hulle is so die oop deur. Dis dat die kinders se goed wat jy in die kar luister. O, 'n mounende kind om hom stil te kry. Sal jy en hulle luister 200 keer na dieselfde serie. Na dieselfde storie oor en oor en oor. So daai kind sit sy CD in want dit behoort aan hom. Hy sit sy CD in en skielik kry 'n hele familie wat glad nie meer kerk te gaan nie, wat groot word sonder Jesus, wat stikkend is, wat die ouers op die oomblik besig is om te kyk, kry hulle skielik 'n serie wat basiese radikale Christendom in hulle voordesisiagies het ontdek. Ja. En ek het vir die Here gevra, as hierdie dan nou van U af is, want dit is nie iets wat ek gesoek het nie. As dit van hom af is, dan moet hy dit uitkry, want hy het geld om dit te doen nie. En hier kom die mammas en maak dit en stuur dit vir die volgende bidmammas. Daar's al oor die 5000 uit in die land sonder dat ek ek het net 'n nuusbriefie wat ek uitstuur, toe sê ek vir die mense, ek het hierdie ding. As jy belangstel, as jy die plek om jou wil bereik, as jy weet van kinders sonder Jesus, gee hom 'n serie en ek gee dit vir hulle dupliseer dit, hulle stuur dit uit en gewone Christene skielik evangeliste. Want hierdie ene is verniet, sê jy. Dit mag net verniet uitgaan. Die regte vir hierdie CD is net verniet. En mense mag hom maar dupliseer soos wat hulle wil. Ek moet hom dupliseer want jy weet self kopiereg sê die tweede ou mag dit dupliseer nie. Net die eerste ou mag dit dupliseer. Maar ek bedoel dis kosprys wat dit kos om hierdie ou plat dingetjie te maak. Hy bly so, hy word nie grand gemaak op enige manier nie. So jy dupliseer hom, maar jy gee hom verniet weg. Ja, dit mag net verniet weggegee word. So julle skole, julle kleuterskole, julle waar ook al kinders is en dan sal ek 'n briefie kry van iemand wat sê ek's 'n ouma en toe ek my kindertjies gehad het toe hulle klein was, toe het ek hulle van Jesus vertel, maar hulle ouers is ateïste, hulle vriende is ateïste en ek wil asseblief hierdie serie vir hulle gee dat hulle vir Jesus in hulle lewe kan kry. Dan raak ek mushy. Mushy. Maar die gedagte dat die evangelistiese tool is wat 'n gewone Christen, ek bedoel, dit kos jou dis enige ouer gaan nooit stry as jy vir sy kind 'n present gee. Hier's 'n present, lekker serie. En as hy dit hoor, en dis kindertjies wat die versies lees. Nice, lekker. Ek wil net sê op RSG het hulle vir ons 5 weke in 'n ry, 5 minuut insette gegee wat ons hierdie kindertjies gebruik het. Wat hulle radikale goed sê soos jy moet in die regte kerk kom waar Jesus is. En toe ek gebid het ek 'n maatjie gekry en ek droom hierdie oor ons land sulke goed wat kindertjies sê. Het enige groot mens dit gesê? Sou hulle uit mekaar getrek gewees het. Hulle sou hulle uitgehaal het oor hulle taalgebruik. Maar laat 'n kind nou radikale Christendom net sê en ek sê vir jou ons het honderde kinders opgeneem om daai 15 kinders te kry wat jy kon hoor. En dis hulle wat se stemme oor die land uitgegaan het. En dis hoekom ek so opgewonde is hieroor. Is dis net die begin. Daar's nou hy word nou vertaal, hy's amper klaar met Engels. Engels is klaar vertaal, die kinders is klaar opgeneem, ons is besig om die musiek te kry vir die Engels. En dan word hy ook, het die skole ons nou gecommission om waardeprogramme dat die agies liefde, geduld, selfbeheersing, vriendelikheid, al sulke goeders ontdek wat hulle in die skole wil leer. Hoeveel storieetjies is op so 'n CD? 6 storieetjies en hoe lank is dit? Kyk, elke storie is tussen 5 en 10 minute. So dis verskillende lengte afhang. Ja, nie net dis kinders. Maar een lekker ding is jy luister dit in die kar. Dis hoekom dit stuurwielstories is, sodat jy dit in die kar luister, dat jy onverdeelde aandag het, want as dit vir radio was, moes dit 5 minute wees. Nou kan dit te lekker wees, want hulle tyd om dit oor en oor te luister, die lengte maak nie verskil nie. 10 minute is net lekker van jou tot by die winkel. Ja. Hy moet seker vreeslike mooi oë hê. Hoekom? Vra Vragie Agie.
Omdat sy oë so vol liefde is. My pragtige pink Bybeltjie sê hy's nie net vol liefde nie, hy is liefde. En al daai liefde bly nou binne in ons. Ek is so bly. Waar is iemand dat ek hulle wraggies kan lief hê vandag? Jenne, sê spiertjie Agie. Ek sien jou waar jy is met infrarooi. Daar's so baie in ons Agie dorpie gebeur waarvan ek jou moet vertel. As my poppie haar hartseer maak, dan gaan ek nou dadelik my poppie vir haar gee. Sal jy jou poppie gee vir 'n maatjie? Dan kan ek hom mos weer bly maak want dis wat Jesus sou gedoen het. Ek weet dat iets wat vir jou baie belangrik is, obviously wat ons nou kan sien, is om die evangelie uit te dra, maar ook om effektief te wees. Dis vir jou belangrik, want jy voel ons is nie effektief genoeg nie, of wat? Vertel ons, wat is jou siening en waarmee is jy besig nou? Ek het in die verlede gospelmusiek gebruik en ek is nog steeds 100% oortuig dat dit 'n fantastiese manier is om evangelie oor te dra. Want dit is hoe ek weer by die Here uitgekom het, was deur gospelmusiek. Maar die manier wat ons dit gedoen kry, dat mense daarvan hoor en alles, maak nie vir my 'n sterk genoeg koneksie met God nie. En as evangelis weet ek dat ek weet, en ook omdat mense so met die gospel ouens werk, is dis gewone mense daai. Op hulle beste dag is hulle nog steeds net gewone mense met 'n stem. Ja. So dit help nie ons maak die koneksie met die gospel kunstenaar en hulle loop uit 'n plek uit en die mense is so beïndruk met die gospel kunstenaar nie. Die koneksie moet met die antwoord wees, die God van die heelal wat die mense se lewens moet omdraai. So dit het my al meer begin pla dat dit wat ons reg kry nie is wat ons harte soek nie. So toe het hierdie stuurwielstories, dit is eintlik 'n gedagte wat van die Kaap af 'n lang reguit trip terug Gauteng toe gebeur het, is kan ons dinge anoniem gedoen kry? Is dit moontlik Ja. dat as daar nie iemand is aan wie mense kan vashak nie, dat hulle dan aan God sal vashak? Maar dan beter dit 'n pypboodskap, pypmusiek, pyp wat ook al dit is wat jy geskep kry op daai stadium, moet so wees dat mense daarna wil luister, meer as wat hulle die ou wil ontdek self. Ja. En uit dit het so byvoorbeeld die stuurwielstories is anoniem gewees. Dit is nie moontlik vir hierdie mense om 'n koneksie te maak met die stemkunstenaar nie, wat hulle nie kan sien nie. Ja. Hulle kan net met Jesus self hierdie koneksie gemaak kry. Die Agies is te klein. En dan die ander ding is wat effektiwiteit aanbetref. Die Here is besig om eenheid reg te kry in sy kerk. Meer as ooit tevore. Ons begin al hoe meer besef dat jy kan nie meer op jou eis gaan bedien by 'n plek. Want dis is hit en run. Jy doen jou stukkie, jy gaan weg en die lewe gaan aan vir daai mense. So, dit was 'n gesprek wat laasweek gebeur het waar ek gepraat het met die stuurwielstories, Wynand van Transforming Kids wat in skole gaan selle stig, hulle aanhou, hulle teach daai hele tipe van benadering van hom, saam met die kerk te werk, sodat as daai kinders tot bekering kom, moet hulle tog na 'n kerk toe gaan. En my hele hart begeer dat hulle na 'n kerk toe gaan waar hulle Jesus gaan tref. So jy moet die regte kerke betrokke kry by die ding. En die gebedsmamas, as betrokke by Mothers Who Care. Dit is mamas in die skool wat lief is vir die kinders, wat God ken, wat hulle woord ken, wat daai grond gaan voorberei, want as die grond voorberei is, jy kan nie saad in die wind gooi en hierdie stuurwielstories uitstuur wat 'n bekeringstoel is, maar die sluiers is op, hulle kan nie goed sien, hulle kan nie die boodskap hoor nie. Die mamas moet dit eers inbid. So sê nou net ons hele lot kom daaraan. Die kerk van God met al hulle verskillende bedieninge vir die eerste keer. Werk saam, kom saam. Die hoof hoef nie eens bekeerd te wees, jy gaan sien, o my ade, iets gebeur anders as wat dit ooit voorheen sien, en hy gaan die resultaat in sy skool sien. Ek droom dat die boelie ophou, want hy ontdek Jesus. Ek droom dat hulle nie meer pornografie kyk nie, want hulle sit langs hulle maatjie en hulle twee saam weet Jesus al hier van nou nie. My droom is dat 'n stikkende familie 'n CD kry, tot bekering kom, uit hulle huis uit opstaan, in die kar klim, tot by 'n kerk voor 'n pad met Jesus kan stap wat hulle nog nooit voorheen gestap het nie. En dit is nie moontlik net deur woorde nie. Dis net deur God se kerk wat Jesus sy mense so gaan bereik. En dit is hoe ons land gaan draai. Ja. Maar ek dink dit is hoe God dit van die begin af beplan het. Dat dit was nooit voorstel om net een ou te wees wat net preek en
dan gaan hy weg nie. Die Here wou nog altyd gehad het ons moet saamwerk want ons is almal ledemate van een liggaam. Presies. En elke een het sy eie doel en sy werk om te doen, so ons moet almal saamwerk. Ons kan nie meer Ja. ons eie koninkrykies bou nie. Die tyd is verby daarvoor en ek dink as dit nou net soos 'n dingetjie binne is, Ja. dat die ouens wat gaan aanhou om hulle eie koninkrykies te bou, gaan vou. Ja. God se seun is op eenheid. Hy het soveel keer gesê Ja. dat daar waar we brothers get together in unity, dat sy seun daar is. Ja. En sonder sy seun mors ons tyd. Ja. En jy is nie effektief nie. Jy is Jy is effektief. nie effektief nie want dis nie hoe God dit wou gehad het van begin af. En as jy klik dat jy net so 'n klein stukkie is, dan bring jy jou klein stukkie tafel toe en saam maak ons 'n pizza. Ja. En jy hoef nie sleg te voel oor jou klein stukkie nie. Jy dink dalk maar ek het nie veel om by te dra nie. Ek kan nie baie doen nie. Maar jy hoef nie te worry daaroor nie want jy is net 'n klein deeltjie van die groot pizza. Maar jy's 'n soos jy sê. strategiese deel. Ja, As so jy's daai ding nie baie, daar baie is, belangrik. As hulle nie tot bekering kom nie, help dit nie Wynand gaan in nie. Dit help nie jy volg op ietsie wat nie daar is nie. Ja. As dit nie voorberei was in gebed nie, help dit. Ook die CD kom daar nie. Jou deel is klein, maar hy is strategies. Jy moet daar wees. Ja. Almal moet daar wees. Ja. En van nou af gaan gewone Christene, elke ou, vergeet die pastoor se werk, vergeet Ja. die evangelis se werk, jou Ja. werk. Is exactly. net so belangrik. Ja, baie belangrik. Nee, nice, baie dankie. Dankie dat ons met jou kon gesels het. Ons is verseker geïnspireerd en ons gaan nou weer bietjie kyk waar staan ons en wat is ons posisie en ons werk om te doen en ons gaan dit voluit vat en want ons wil effektief wees en ons wil doen en wees waar God wil hê ons moet wees. Kan ek net sê as enigiemand 'n Stewel Story CD wil Ja, sê luister, vir ons. want aan die uiteinde word dit gratis uitgestuur na enigiemand wat belangstel om sy area te bereik. Al is dit om een kind te bereik, my hart is bly. Ja. So, dan moet hulle my net kontak. Daar is 'n Stuurwiel Stories page op Facebook. Daar kan jy my in die hande kry of stuur net 'n e-mail na janine@visionpromotions.co.za of jy kan my skakel by 082 885 7732. Ek wag vir jou oproep en ek beloof ek sal vriendelik wees. Nou ja, daar het jy dit so baie dankie Janine. Sterkte met jou vorentoe hoor. Dankie. Sien jou waar jy is met infrarooi.